Wat as ek jou vertel daar's 'n dorp waar almal se salarisse opgaan, maar die plaaslike besighede begin paniekerig raak? Klink vreemd, né? Wel, dis presies die raaisel wat Orania se nuutste 2024 sensus vir ons gee. Vandag delf ons in hierdie paradoks en kyk wat die syfers nou eintlik vir ons sê. Ja, hier is Orania. Op die oog af lyk dit nogal rustig en voorspoedig, nê? Nee, groei, welvaart, lyk soos 'n suksesstorie, maar onder die oppervlak, in die dorp se eie data, broei daar iets interessants. Inwoners se inkomste is aan die klim, maar die besighede se vertroue in die toekoms, dis besig om te tuimel. So, die groot vraag is, hoe op aarde is dit moontlik? Daai vraag is presies waaroor ons vandag gesels. Want u sien, dis nie net 'n snaakse statistiek nie. Dis 'n teken van 'n groot fundamentiewe skuif wat in Orania se ekonomie aan die gebeur is. So, kom ons breek dit af. En ons gaan begin by die goeie nuus. Reg, deel 1 van die storie. As hierdie gemiddelde inwoner van Orania is, wel, dan lyk dinge eintlik fantasties. Eerstens, kyk na hierdie syfer. Die dorp groei met 'n stewige 10% elke jaar. Dis nogal indrukwekkend. En dink daaroor. Dis nie net meer mense nie, dis meer klante vir die winkels. Dis nuwe idees en dis meer vaardighede wat die hele plaaslike ekonomie 'n hupstot gee. En dit stop nie daar nie. Hierdie groeiende bevolking kry ook meer betaal en nie net 'n bietjie nie. 'n 18% verhoging in die gemiddelde salaris in net 1 jaar. Dit het gespring van so R147.000 na R174.000. Dis ernstige geld in mense se sakke. Meer kontant om te spandeer. Maar wag, dit word nog beter. Stel jou voor, jy verdien meer geld en dan stap jy by die winkel in en jou kosmandjie is goedkoper. Ja, die prys van basiese kos het met amper 3% gedaal. So jou salaris rek nou nog verder. Dis mos 'n win-win situasie vir die inwoners. Goed, so om vinnig op te som, meer mense, hoër salarisse, goedkoper kos. Vir die gemiddelde persoon in Orania lyk die prentjie regtig goed. Maar dis net die een kant van die muntstuk. Kom ons draai hom nou om en kyk na die ander, meer kommerwekkende kant van hierdie storie. Want ja, terwyl die inwoners se bankrekeninge groei, vertel die besigheidseienaars vir ons 'n heeltemal ander storie. Die syfers wys, 'n groeiende gevoel van onsekerheid. Jy kan dit amper 'n vertrouenskrisis noem. En hier is die harde bewyse. Kyk gou saam met my na hierdie tabel. Fokus op die boonste 2 rye. Uitstekend en goed. In 2023 was amper 80% van besighede positief. 'n Jaar later, daai syfer het geduik na minder as 43%. Dis 'n massiewe val. En kyk nou wat het gebeur met die swak kategorie. Dit het geskiet van minder as 1% na 'n yslike 18%. Dis 'n ongelooflike dramatiese swai in sentiment. En as die tabel jou nie oortuig het nie, kyk na hierdie grafiek. Dis dieselfde data, maar dit tref jou net harder. Die positiewe vooruitsig wat in 2023 'n oorweldigende meerderheid van byna 79% was, het ineengestort tot net 42%. Intussen het die swak vooruitsig wat skaars bestaan het teen 1.6% ontplof tot meer as 20%. Dis 'n massiewe sielkundige knou vir die sakesektor. En hierdie kommer is nie net 'n gevoel nie, jy sien dit in ander syfers ook. Neem nou die konstruksiebedryf. Dis altyd 'n goeie barometer vir hoe 'n ekonomie voel oor die toekoms. Wel, dit is ook besig om af te koel. Bouaansoeke is af. Van 'n piek van 176 in 2022 na 149 in 2024. Die bouers trap priek. Okay, so hoe laat ons hierdie twee prentjies bymekaar pas? Aan die een kant gelukkige inwoners met geld, aan die ander kant senuweeagtige besighede. Dit maak nie dadelik sin nie, né? Maar die data gee vir ons 'n leidraad en dit wys na 'n groot, diep verandering in die hele struktuur van die dorp se ekonomie. En hier is dit. Die antwoord lê dalk in hierdie grafiek. Kyk wat hier gebeur. Die dienstesektor, dink aan winkels, restaurante, konsultante, het aansienlik gekrimp. Maar kyk wat het gegroei. Vervaardiging het meer as verdubbel en landbou het uit die blou te verskyn. Wat dit vir ons sê is dat Orania besig is om te skuif weg van die ekonomie wat dienste verkoop na 'n ekonomie wat dinge maak. Hulle produseer goedere.
So dit lyk amper soos 'n doelbewuste, strategiese skuif, weg van dienste en meer fokus op produksie, om dinge self te maak en te kweek. En dis belangrik om te onthou, so 'n groot oorgang is nooit maklik of pynloos nie. Dit vat groot investering en dit skep 'n klomp onsekerheid op die kort termyn. En dit kan dalk verduidelik hoekom baie van die bestaande besighede, veral die in die dienste sektor, so bietjie op hul senuwees is. So, waar laat dit ons nou? Dit bring ons basies by die kern van die saak. Hierdie twee magte wat teen mekaar stoot en Orania se toekoms op die oomblik vorm. En hier is die opsomming. Langs mekaar, dis twee heeltemal verskillende stories, maar dit kom uit presies dieselfde sensus. Aan die een kant die optimistiese siening. Inwoners floreer, die bevolking groei en die ekonomie diversifiseer. Aan die ander kant die pessimistiese siening. Sakevertroue het ineengestort en belegging is af. Die vreemde ding is, albei hierdie stories is waar. Dit gebeur alles op dieselfde tyd. So, dit bring ons by die finale vraag. Watter een van hierdie kragte gaan wen? Gaan die groeiende bevolking en hulle hoër salarisse sterk genoeg wees om die dorp deur hierdie moeilike oorgangsfase te dra, of is hierdie duik in sakevertroue 'n vroeë waarskuwingsteken van groter probleme wat voorlê? Jy kan dit amper sien as 'n lewendige ekonomiese eksperiment. En die finale antwoord? Wel, daarvoor sal ons moet wag vir die volgende sensus.